Goeiemôre, so vroegoggend, 5:15 op die Saterdagoggend, 6 Junie. Ouens vra vir my nog steeds, wat doen ons in die Air Force Auxiliary hier in Amerika? Want die Air Force Auxiliary hier by ons is dieselfde as die lugmag se burgermagskaders daar in Suid-Afrika vir die wat deel van daai was. En wat vlieg julle? Mense vra altyd wat vlieg julle? Wel, laat ek gou hier kom. Die eerste, hier is al ons vliegtuie so langs mekaar van hierdie eenheid. Die eerste vliegtuig wat ons die meeste vlieg is Cessna 182's. Soos hierdie wat hier staan. Nou hierdie is 'n bietjie ouer een, hy is 'n 90s model. Hulle is besig om hom klaar te maak. Ons kry in Augustus 'n splinternuwe een van hulle. Hy is so 1.2 miljoen bucks, die wat ons Augustus kry. En jy sien nou onder as hulle dan nog goed onder op die vliegtuig. Instrumente en goeders en party goeds nie op nie. Dis wat ons die meeste het. Ons het 550 vliegtuie in die Air Force Auxiliary, die burgermagskaders. Meeste van hulle is van die Cessna 182's. En dit is ook 'n 172. Ons het so 'n paar van hulle. Gebruik hulle vir basies om kadette vlieglisensies te kry en so aan. Maar vir ander goed ook vir search and rescue. En die ander vliegtuig wat ons gebruik is die GA8. Hy's 'n 7-seater. Ons het nie baie van hulle nie. Ons het so 15 van hulle dink ek of so iets. Reg oor die land. Een is hier by ons wing. Wat vlieg ons? Wat vliegtuie wat ons ry? Wat se jobs doen ons? Meeste search and rescue of damage assessment. Search and rescue is iemand gaan in die bosse val of 'n verdwyne hiker of iets, moet ons hulle gaan soek of as 'n vliegtuig af is, moet ons hulle gaan soek. Hoekom gebruik ons Cessnas? Gery stadig en laag. En plek vir 4 mense om te search. 'n pilot links voor, mission observer regs voor, hy operate die systems, die navigation, praat met die mense op die grond en 2 ouens agter, een gewoonlik by die linker venster. Met die kamera. Daar is die kamerapoort. Die een op die linker venster het die as hulle foto's moet neem. Gaan hy kamera steek hy daar uit. En ons het ook kameras wat jy op die straat vasstrap vir groter missions. En dan die ou aan die regterkant se hier regs agter is help om te soek. So search and rescue, damage assessment, daar's orkane of 'n tornado of 'n flood, dan ry ons stadig en laag en ons neem lugfoto's. En dis meestal vir FEMA wat ons dit doen. Dan lugmag missions wat ons doen, search and rescue is eerste en die ander is byvoorbeeld interception. Ons gaan en vlieg in restricted airspace in, dan kyk hulle of hulle ons kan optel, dan met die F-16's of die F-15 scramble, ons kom intercept. Dis een van die missions. Ander mission, ons vlieg baie keer daar in die Gulf of America in, by Alabama of in Georgia, in die diep in die see in, draai ons terug en probeer ons weer in die land inkom, low level, soos wat die drugkartels doen, hulle vlieg mos hulle drugs low level in Amerika in van die syde af. En dan probeer ons dit doen, probeer ons die airspace penetrate so low level, dan toets hulle die radar systems, kyk of ons kan sien, en dan as ons weer sien, dan trek ons so 1 of 2 F-16's langs ons in, wat ons kom intercept. Dis 'n ander mission. Ander missions wat ons doen, counter-drug missions saam met die polisie en die federal agencies, en dan ook doen ons missions, baie keer doen ons missions met die lugmag se Reapers, die Reaper drones. As die Reaper drones hier oor Tennessee vlieg vir training of whatever the reason, dan soos met een van die vliegtuie agterlaan, close formasie met hulle, want ons moet die oë uitwees vir die civil aviation hierso, hou nie daarvan dat die Reaper drone hier vlieg en die pilot sit duisende myl ver nie. Hulle soek iemand net agter hulle met 'n vliegtuig met 'n oë op die grond, wat kan uitkyk vir ander en kommunikasie hou so. Dis basies die missies wat ons vlieg. Daar's nog 'n paar ander missies wat ons vlieg. Myne volgens 'n training flight vir my. Ons moet proficiency flights doen en jy weet, elke maand seker hoeveel ure vlieg en op die bal bly. So vanoggend gaan ek net rustig hier oor na 'n ander vliegveld toe wat stiller is en gaan doen klomp landings vandag. Dis al wat ek moet doen. Ek moet 'n klomp verskillende tipe landings gaan doen. Dis om karren te bly vir dit. En dis al volgende naweek. Nou ek doen dit meestal op naweke of my middag na ure na ek my regular werk gedoen het. Volgende naweek moet ek weer
search and rescue mission training doen. Dan vat ek die vliegtuig op na Portland toe waar ons skader is, my ander skader is. En dan die ouens daar, dan vat ek hulle uit op en doen ons gaan search patterns doen, expanding square patterns of parallel search patterns doen en ons gaan ELT search doen. ELT search is ons instrument binne die vliegtuig as 'n ander vliegtuig se emergency locator aangaan en dan het ons kom ek jou wys op hierdie vliegtuig is die antenne. Dis hierdie groot ding hieronder. Daai groot ding daar, hy search vir daai in ons instrument binne in die vliegtuig wat ons guide reguit na ELT toe. En so kan ons jou vind as hy vliegtuig af is. So basies, dis wat ons doen. Sien julle dan, geniet die dag. Ek moet wy.